Our heads for prayer. Ons buig ons hoofde vir gebed. Almighty God, Almagtige God, dit is met dankbare harte wat ons voor U buig vanaand, om aan U die opregte aanbidding van ons hart aan te bied, om ooit Jesus na die aarde toe te stuur. Dat ons verlos kan word en eendag die voorreg kan hê om te kyk na Hom wat ons gered het. Ons is hier vanaand, ons het vergader in sy naam, want hy het beloof dat waar 2 of meer ook al in sy naam sou vergader, hy in ons midde sou wees. En dan, as ons sou saamstem oor enigiets, dat dit toegestaan sou word. Here, ons stem volkome saam vanaand, dat as daar enige in hierdie gebou is wat nie gered is nie, hulle vanaand gered mag word. Of enige wat in radioland luister, mag hulle vanaand gered word. Genees almal wat siek en beproef is, en mag U naam vereer word. Want ons is U diensknegte en ons is hier om U te dien na die beste van ons wete. Nou vertrou ons onsself toe en ons geeste, ons denke en alles wat ons is. Vertrou ons toe in U hande vir U diens. In die naam van die Here Jesus vra ons dit. Amen. Mag maar sit. Ek het in die motor gesit en die orkes geniet wat gespeel het. En mevrou Piper, hoe ons altyd haar boodskap in sang geniet. En dan om broer David te hoor praat, wat altyd inspirasie is vir my, om daar die krygsman van die Here te hoor sê, wat hy van die Here Jesus dink. Nou, hy hou elke oggenddienste hier, dink ek, om en by 10:00. En ek het met die opnamemanne gepraat, en hulle neem bandopnames daarvan op. En hulle het gesê dat hulle elkeen van hulle vir my sou hou, sodat ek hulle almal kan luister. Na ons by 'n punt kom waar ek die geleentheid kan hê om na hulle te luister. Ek is seker hy sal goed wees vir julle, broer Du Plessis. Ek ken hom nou al vir 'n paar jaar. Hy ken my al langer as wat ek hom ken, want hy sou in die dienste wees en ek sou dit nie weet nie. Maar ek ken sy familie en hulle is almal goeie Christene. Toe ek in Suid-Afrika was sy broer my tolk, 'n goeie Christenman. En ek hou van David se gees. Hy is nou weg, so hy hoor my nie, maar ek hou van sy gees. Daardie sagmoedige regheid tot die punt toegee vir niks, maar tog sagmoedig ook. Ek hou daarvan. Julle weet, Jesus was onder geen omstandighede 'n lafaard nie. Hy was nie net 'n verwyfde soort persoon nie. Hy was man, maar tog kon hy die punt net reguit aanspreek. Maar tog met sagmoedigheid. En ek 'n persoon sien wat dit kan doen, dink ek net in die gees van Christus wat in hulle is. So broer Du Plessis preek weer môre, en ek dink môre aand het hy my vertel dat hy moet vertrek. Ek was jammer dat ek nie kon praat met sy vrou nie. Sy is een van die gaafste dames. Ons het haar by die ontbyt ontmoet nou die oggend, en so 'n gawe dame wat sy was, regte tipiese Afrikaanse vrou. As die Here wil, hoop ek om in Suid-Afrika te wees vanjaar saam met broer David in nog 'n groot veldtog, waar ek dink dat die koninginveldtog wat ek ooit gehou het vir die Here daar was. Maar 30,000 rouheidene vir Jesus Christus as persoonlike verlosser aanvaar het. Eenmiddag. 30,000 rouheidene kom bers in boerlinge. En nog nooit van tevore die naam van Jesus gehoor het, sover ek weet nie, en met, nou hulle was nie almal in boerlinge. Party van hulle het gesê omtrent 10,000 Mohammedanes sien, was in daardie groep. Nou, ek het gepraat met 'n sendeling jare gelede, en hy het gepraat van daardie een kosbare juweel. Hy was in die sendingvelde vir soveel jare en het een Mohammedan bekeer. Hulle is die moeilikste wat daar is om te bekeer, want hulle is van die ou Mede en Perse wat nie verander nie, en hulle godsdiens is bobaas.
En hulle sê dis die beste en jy kan hulle net nie verander nie. So maar toe. Julle sien waar ek dink ons fout gemaak het. Ons het nie gedoen soos Jesus ons beveel het om te doen nie. Sien ons het gegaan en kerke gemaak en het denominasies gehad en het skole gehad en dis alles in die hand. Maar Jesus het nooit sy kerk presies opdrag gegee om dit te doen nie. Moes die evangelie preek, sien, die siekes genees en die dooies opwek en die melaatses reinig. Dis die opdrag, sien. En ons het ander dinge behalwe dit gedoen en dis waarom die evangelie nie uitgegaan het soos dit het nie. Terug na die algemene opdragte, broer, dis reg, terug na die opdrag. Wanneer Jesus het gesê, as ek verhoog word, sal ek almal na my toe trek. En dis hoekom ek hier deur Amerika gaan probeer sonder om 'n offerande op te neem. Net die vrywillige mense, wanneer hulle my ook al wil iets gee tot ek genoeg geld bymekaar kry om soontoe te gaan om 'n paar duisend siele vir Christus te wen, dan sal dit by die oordeelsdag aan julle toegereken word. Want die Here het my opdrag gegee om te gaan. En die Here help my om te gaan. So dis, dit sal ons almal laat inkom daarmee op daardie dag. Sal julle nie bly wees om te weet dat daardie dag wanneer hy kom, en dis alles verby en watter wonderlike tyd sal dit dan wees om te gaan sit nie. Ek kan na enige plek toe gaan en van 'n vliegtuig afkom en daar sal mense daar by lughawe wees. Broer Branham, onhoor jy my? Jy het so en so vir my gebid. Klim op 'n trein, iemand sal deurloop sê, "Is jy Broer Branham?" Ja, ek is in jou diens genees van kanker 10 jaar gelede. En ek dink net, wat sal dit wees wanneer ons gaan sit op die oewer van die rivier aan die ander kant? En hier sê ons net, ja, ek kan hou daardie diens, die Here seën jou, totsiens. Maar daar sal ons net, ek wil afspraak hê met elkeen van julle mense wanneer ons daaroor kan kom. Ek wil by julle gaan sit vir 'n duisende jare elk, sien, want ons gaan geen tyd hê wanneer ons daar kom nie, sien. So ons sal net 'n klein paar minuut geselsie wees, net 'n duisende jaar elk met julle en dan sal ons dit alles bespreek. Sal wonderlik wees. Now, speaking of tapes and so forth, nog gepraat van bandopnames en so voort. Party mense het my gevra, waar kan ons die boodskappe kry? Nou hierdie boodskappe hier was nie veel nie, want dis Jesus en ek was moeg. En baie voor my en die dinge waarvan die wêreld niks weet nie. Maar ons het 'n paar boodskappe wat ek in my tabernakel gehad het en dinge waar ons gerus het. Ek dink ons het 500 verskillende preke almal, ja, almal op bandopname. En die kerels het dit saam by die tafel en so voort en hulle verkoop hulle net vir net 'n bietjie meer as die koste van die band. Hulle gee hulle net vir die hanteringskoste omtrent en julle is meer as welkom om hulle by die lesenaar te kry. En dus, ek het notetjies gekry, waar kan ons die boodskappe kry? So dis waar julle hulle kry, by die boekwinkel, by die konsessie. Ons het 'n wonderlike tyd gehad gisteraand, of ek het in elk geval. Ek was net, laat my dink gisteraand toe ek was onthou net om uit te gaan en die kerk te sien staan skree, die Here te prys. Ek het net gedink aan een keer wat ek hou so daarvan om vis te vang. En omtrent alle predikers hou van visvang, julle weet, dis waar hulle. Petrus het die Here gesien een keer in die apostels toe hulle vis gevang het. Ek dink dis waarom predikers daarvan hou om vis te vang. Ek weet nou nie van die hoender eet nie, hulle hou almal daarvan oor daardie kraai van die haan. Maar ek is ver bo in die noorde van New Hampshire en ek het daar 'n klein rivier forelle probeer vang in die tuiste van die Witster Takboek. Ek was 3 dae ver in die berge in met 'n rugsak op my rug en ek het vir my 'n tentjie opgeslaan en 'n stoop daarin gehad waar ek 'n bietjie warm kon bly in die aand. Dit was vroeg lente. En so het ek vis gevang in 'n stroom, baie vis gevang. En daardie oggend toe ek vroeg vertrek het lank voor sonop, het ek my vlieglyn geneem en opgegaan. En ek het 'n byltjie geneem sodat ek 'n bietjie kon kap of 'n klein handbyltjie sodat ek van die wilgers kon afkap. Ek kon nie 'n groot gat daaronder waar ek geweet het ek vooral gelê het en ek kon nie daardie vlieg net reg daarin ingooi nie. So ek het 'n goeie klompie vis gevang, genoeg vir ontbyt en ek was op my pad terug en ek het 'n geraas gehoor en ek het om die bossies gekyk waar ek omgekom het. En my tentjie was heeltemal stukkend geskeur tot op die grond, 'n klein eenman tentjie. En daar was 'n ou wyfie beer, 'n ou sog en 2 kleintjies wat daar ingekom het.
En hulle het daardie tent vernieuweer totdat dit uitstekend gebreek was. Dit is nie wat hulle vreet nie, dis wat hulle vernietig. En ek het ou stoofpyp daarin gehad en die ou mabeer het dit net geslaan om dit te hoor ratel, julle weet net. En ek het net opgelet, hulle het net alle stukking gebreek. En sy het my gehoor toe ek om die hoek gekom het, want die grond het nog 'n bietjie ryk daarop gehad. En sy het opgekyk en sy het geroep na haar kleintjies en sy het weggehardloop. Wel, een klein welpie het saam met haar gegaan, net 'n klein ouetjie, julle weet, net 'n klein ouetjie oule. En so het hy weggehardloop. En sy, omdat die ander kleintjie nie gekom het nie, wel, het sy soort van gestop. En sy het begin roep na daardie kleintjie gekoer daarvoor, die soort gelyk soos 'n voël wat 'n geraas maak. En hierdie ander kleintjie het gesit, hy het sy rug krom gehad na my toe, soos daardie. En sy het iets gedoen, ek het gedink, wel, hy moes iets gekry het, hy skeer dit oop. So sy het weer gekoer en gemaak asof sy na my toe terugkom. Julle weet, jy met hulle kleintjies begin lol en partymal sal hulle jou skraap. So ek het 'n handbel in my hand gehad, 'n ou geroeste pistool wat in die tent lê, maar dit was stikken. En ek wou nie die ou ma doodmaak nie, dit sou twee wesies in die woud agterlaat en ek wou nooit skuldig wees daaraan nie. Wel, ek het gesoek na 'n boom om te sien hoe ek vinnig teen na die boom kon opklim, julle weet, indien sy daar kom. So het ek gedink, ek gaan kyk wat fout is met daardie kereltjie. En hy was net so geïnteresseerd om iets te doen en hy het sy rug na my toe gehad sodat ek nie kon sien nie. Ek het my oog op haar gehou, want sy het aanhou koer. Ek het langs die kant omgeloop tot ek gekom het tot waar ek die kereltjie kon sien. Hy het my emmer molasse oopgehad. Ek is lief vir pannekoeke en ek weet net 'n klomp broers en susters daar buite wat ook lief is vir hulle. En ek het vir my 'n emmer molasse gekry en julle weet, ek glo nie in besprinkeling nie, ek doop hulle, ek sê baptis. Ek gooi dit regtig oor baie molasse, julle weet. En hierdie kereltjie het daardie emmer oopgemaak. Hulle hou in elk geval van soetgoed. En hy het sy pootjie daarin gehad en hy sou sy pootjie so afdruk en so lek, wanneer hy sy poot net oor sy gesig bring. En hy het daardie emmer uitgelek so skoon as wat dit kon wees. Hy was molasse van bo op sy kop tot onder sy voete. En ek het geskree, kom daaruit, soos daardie. En hy het omgedraai om na my te kyk en die molasse was in sy oë, hy kon nie sien. Dit was een van die oulikste gesigte wat ek ooit gesien het. Geen kamera natuurlik op daardie tyd nie. En die ou moeder het bly roep na hom. Ek het gedink, dis reg, sien, daar's geen veroordeling vir hom nie. Wel, hy het sy hand in die molasse emmer gehad tot reg by sy elmboog. Dis omtrent hoe ons gisteraand gemaak het. Ons het nie enig ander gegee wat enigiemand anders sê nie. Ons het net ons hand in die molasse emmer gehad, net molasse oor. En die vreemde ding was, toe daardie kereltjie by sy moeder en sy broertjie gekom het, wel, het hulle hom begin lek om van die molasse af te lek. Ek hoop julle het genoeg op julle gekry gisteraand, dat hulle heel dag lank gelek het oor die getuienisse wat ons gisteraand gehad het. All these great things if we'll just watch God in nature, how he works. So amazing. Hoor, daar's groot dinge as ons God net in die natuur sal dop hoe hy werk, so verstommend, kom tot bo op die berge en sit daar in van tyd af en aanbid net die Here, dis regtig goed. Nou as die Here wil, sondagmiddag het ek beloof om my lewensverhaal te probeer vertel sondagmiddag. Dit sal die eerste keer wees in jare en jare. En Saterdagoggend is die sakemanne se ontbyt by die Clifton se kafeteria. As jy nie kan kom nie, dis altyd volgepak daar binne. As jy nie kan kom nie, skakel in op die radio, want hulle het regtig 'n wonderlike tyd. En dan Sondagmiddag en Sondagaand weer terug hier. En natuurlik, as jy 'n vreemdeling is in hierdie stad gaan wees, welkom na die tempel toe. As jy geen plek het om na toe te gaan nie. Ons sal bly wees om julle hier te hê vir die Sondagskooldienste. Ek is seker julle siel sal gevoed word. Now we are going to open the word of God. And I wish to read just one. Nou gaan ons die woord van God oopmaak en ek wil net een vers lees, gevind waar ons hierdie lees. Last night we finished up on the 20th verse of the 4th chapter of Romans. Gisterand het ons geëindig by die 20ste vers van die 4de hoofstuk van Romeine om te lees vanaand. Wil ek die 21ste vers lees. En toe gisterand het ons begin by die 11de hoofstuk van Genesis en oorgekom na die 16de hoofstuk van Genesis. And just hitting the high places of the life of Abraham. En net die hoogtepunte van die lewe van Abraham geneem. Nou lees ons hier. And being fully persuaded
En was ten volle oortuig dat hy in staat was om dit te hou wat hy beloof het. As God 'n belofte gemaak het, sal God daardie belofte hou. Was ten volle oortuig dat hy ook die mag wat hy beloof het te doen. God hou sy belofte. En Abraham was ten volle oortuig, maak nie saak hoe belaglik dit gelyk het vir die vleeslike verstand of enigiemand anders nie, dit het goed gelyk vir Abraham. Want Abraham het nooit soveel gekyk na wat die belofte was, of hoe belaglik dit was nie. Hy het gekyk na wie die belofte gegee het. Dit hang af waarna jy kyk. En nou sal ons net 'n bietjie agtergrond kry om by die plek te kom waar ons vanaand wil kom. En dan môre aan beoog ons om die klimaks te bereik van hierdie studie van Abraham, as die Here wil. Nou ek is ver van 'n teoloog of 'n leraar, maar wat ek van hom weet, wil ek graag vir ander vertel, want dit beteken soveel vir my. En ek hoop dat dit vir julle soveel sal beteken om dit te hoor as wat dit vir my beteken om dit te spreek. Dan sal ons almal geseën word. Now, we found out last night that Abraham was just an ordinary man. Nou, ons het gisteraan uitgevind dat Abraham net 'n gewone man was. Hy was 'n man na wie God gekyk en sy hart gesien het. Now that's the way God looks upon man. He looks upon the Nou dis hoe God na die mens kyk. Hy kyk na die hart van die mens. Die mens kyk na die uiterlike voorkoms. God kyk na die hart. So no matter how poor you are, Nou maak nie saak hoe arm jy is, hoe ongekwalifiseerd jy blykbaar is, hoe ongeleerd jy is, hoe ongeletterd jy is nie. That has nothing to do with it. God looks at your heart. Dit het niks daarmee te doen nie. God kyk na jou hart. Onthou dit altyd. Dis in die hart waarmee God werk. A few nights before we took the subject in the Garden of Maar Eden, aande tevore het ons die onderwerp geneem in die tuin van Eden het die duiwel die mens se kop gekies in die intellektuele. God het sy hart gekies in geloof. And if you walk by faith, As jy in die geloof wandel, moet jy dinge glo wat jy nie kan sien nie, of selfs met jou verstand uitredeneer nie. we cast down reasonings. Ons verwerp redenasies. Wanneer God enigiets sê, kyk ons nie meer intellektueel daarna nie. Ons laat dit reg in ons hart insink en noem enigiets teenstrydig daarmee asof dit nie was nie. Ons kyk na wat God gesê het, wie die belofte gegee het. That's where the world's so tangled today. It's too much Dis waar die wêreld so preaching. verstrengel is vandag. Dis te veel intellektuele prediking. In plaas van geesvervulde kerke wat die gees aanbid, luister hulle na intellektuele boodskappe. And you En can't jy reason kan dit this nie out. uitredeneer nie. Daar slaat nie enige manier om dit te doen nie. I was thinking, wish I had another week here in the temple. I'd Ek like het to gedink, get wens ek into het nog 'n week hier in die tempel gehad. Ek wil graag in iets van 'n onderwerp ingaan wat ek in my hart het, van die herstel van die ware kerk van God. Hoe wat die afknipper gevreet en die kaalvreter gevreet en al hierdie verskillende goggas, dis dieselfde goggas, net verskillende vorms van sy lewe en dit het alles afgevreet. En wat hulle gevreet en hierdie mensgemaakte dinge opgemaak het, God sal nooit deur hulle herstel nie. He's going to grow it right out of the stump. Hy gaan dit reg uit die stomp laat uitgroei. Ek sal herstel, sê die Here. Dit sal nie uit enige geloofsbelijdenis kom nie, dit sal uit God uitkom. Ek sal herstel. Hierdie afknypers en voetgangers en soper wat gevreet het in God se erfenis, het dit afgevreet tot by 'n stomp. Maar dit sal nie deur hierdie kom, hy sal hulle ook nie gebruik nie. Hy sal reg uit die stomp uitkom, reguit op daarmee. I will restore, saith the Lord. Ek sal herstel, sê die Here, en hy gaan 'n geloof herstel in die mense. Die laaste boek voor Openbaring het die klein boekie van Judas gesê, ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skryf, en het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe en te vermaan om kragtig in te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Hulle het daarvan afgedwaal. En as hulle toe afvallig geraak het, 33 jaar na die dood van Christus, hoeveel te meer het hulle afvallig geraak
vanaand. Maar God sal daardie kerk herstel na sy vorige toestand, ek glo dit. Ek sal herstel. Dan moet ons teruggaan en dis waarom ek oor Abraham geleer het om julle te laat weet die grootste ding wat ek in die kerk vanaand vind onder die mense, al die kerke. Wanneer ek sê kerk bedoel ek almal van hulle, ek vind twee verskillende soorte mense. Ek vind fundamentele mense wat posisioneel hulle posisie in Christus ken, maar hulle het geen geloof daarvoor nie. Dan vind ek die Pinksters wat baie geloof het en nie weet wie hulle is nie. So dan, dis net soos 'n man wat baie geld in die bank het en nie 'n cheque kan uitskryf nie, en die ander een kan 'n cheque uitskryf en het geen geld in die bank nie. As jy daardie twee bymekaar kon kry, as jy die geloof wat in die Pinkster is, in die fundamentele mense kon kry, die Heilige Gees bedoel ek om te sê wat in die Pinkstermense is, en die fundamentele gelowiges kon kry of hulle posisie inneem, die Pinksters hulle posisie laat ken, net soos die fundamentele dit ken, sou daar iets gebeur. Maar die probleem met die mense vandag, hulle wat die Heilige Gees het, hulle weet nie wat om daarmee te doen nie. Hulle blaas dit alles in stoom uit in plaas van om dit te laat werk vir die Here. Hulle skree dit uit en prys dit uit, dis alles reg, maar kom ons laat dit werk. Kom ons laat dit werk vir die Here. Soos Benjamin Franklin, toe hy elektrisiteit gevang het, het hy begin skree, ek het dit. Maar net om te sê, hy het dit kon, omdat hy dit gevoel het. Hy het dit gehad, maar dit sal nooit help totdat hy dit laat werk nie. Kyk nou wat dit doen. En die Heilige Gees sal die hele wêreld verlig met die evangelie, net soos die elektrisiteit het. As ons dit kan laat werk, maar jy moet die Heilige Gees laat werk. Mense word vermaak as jy sal oplet op die platform op verskillende plekke oral. Nie net hier nie, enige plek sal die mense kom, hulle verwag. Hulle het te veel gehad van hierdie hoë druk laaste dag goddelike genesingsveldtogte. Dis presies reg, mense wat sê, ek het dit in die hand, tjoe, voel dit. Nee, jy voel dit nie, jy mag jou hand voel, maar dis al wat jy gevoel het, dis reg. Jesus het nooit gesê, het jy dit gevoel nie, hy het gesê, het jy dit geglo nie, het jy dit gevoel nie, jy glo dit, geloof, voel nie. Geloof is iets wat jy nie voel nie. Jy het geen sintuie wat dit verklaar nie, net daardie sintuie, daardie geloof wat dit weet. Jy voel pro-ryk of hoor dit nie, maar jy weet dit. Omdat Jesus so gesê het, is dit afgehandel. As ek ooit 'n boodskap een of ander tyd kon kry wat die mense sou wegskit van al hierdie Hollywood evangelisasie op hier, en hulle daar by die Bybel kry, by so spreek die Here, dan sal daar iets gebeur, en dis wat ek verlang het om te sien. Ons het 'n beroering hier in die tempel gehad, maar ek wil graag herlewing in die tempel sien. Nou, herlewing is nie om nuwe lidmate in te bring nie. Herlewing is om te laat herleef wat jy al reeds het. Dis wat ons nodig het, is herlewing. Het jy al ooit die see herlewing sien kry? Sekerlik. Wanneer het begin hop en spring in die golwe, wat slaan, daar is nie een druppel meer water daarin, as wat dit was, toe dit heeltemal stil was nie. Maar dit herlewing, gooi al die gemors op die oewer op, dis wat dit doen, en dis wat die kerk vanaand nodig het, is herlewing om al die onsin daar uit te gooi en dit uit te gooi op die wal, sodat hulle kan terugkom na die vaste evangelie fondasie. Dis wat die Bybel het gesê, kom koop by my, goud, suiwer goud, gelouter in 'n vuur. Die ou smeed het al die goud geneem wanneer hulle dit geslaan het. Hulle sou daardie goud slaan en dit omdraai en dit slaan. Die onsuiverheid daaruit uitgeslaan tot die weerkaatsing van die smid. Hy dit daarom kon sien, dan het hy geweet, hy het die onsuiverheid daaruit uitgekry. En dis hoe God die Heilige Gees neem en die Christen neem, die kerk, en dit slaan by die evangelie. En heen en weer, totdat dit Jesus daarin weer speel. Die Heilige Gees die werke van Jesus sien aangaan in die kerk, dan begin dinge goed gaan. Maar daar is te veel onsuiverheid in die kerk van vandag, te veel. Nou, hulle is goeie mense, die beste in die wêreld, die room van die oes, maar die kerk moet dit self gereed maak. Die Bybel het gesê, en die bruid het haar self gereed gemaak, soos ek nou die dag by die pis gepreek het. Abraham was a man that God gave the promise to
Nou Abraham was 'n man vir wie God die belofte gegee het, die verbond gemaak, absoluut onvoorwaardelik met Abraham en sy saad. En as jy Abraham se saad is jy absoluut erfgename van die belofte, net soos Abraham was, sien? En Abraham se geloof, as jy Abraham se saad is. Nou dit beteken nie fisiese sade nie, want hulle is Jode, maar soos Paulus gesê het, dit wat uiterlik Jood is nie Jood nie, dis 'n geestelike Jood binne-in. 'n Jood, 'n ware geestelike Jood, is 'n man van wat God se woord glo, net soos wat Abraham dit geglo het, en enigiets teenstrydig daarmee te noem asof dit nie is nie. Nou, dis die soort kerk, as ons daardie soort kerk kon kry, as ons hierdie groep kon kry net hier vanaand, onder daardie soort toestande, sou daar 'n lewing uitbreek in hierdie plek hier, wat wel 12 uur, 1 uur in die oggend, 5 uur in die oggend, sou hulle oor hierdie vloere loop, heel nag lang in hierdie gebou en die Here prys. Daar sou 'n lewing uitbreek hier buite, wat al die koerantmanne in die deur sou laat staan in die oggend. Hy sou dit oor die wêreld versprei, oral. 'n lewing het uitgebreek in Angelus tempel. Daar is iets soos die dag van Pinkster wat aangaan. God wil dit hê, maar hy kan nie sy kinders wakker maak nie. Hy kan hulle nie kry by die om dit te besef nie. Ons het Abraham gisteraan gelos by die bevestiging van die verbond en hoe hy dit sou doen, hoe dat hy sou God se eie seun sou neem en hom 'n offer maak soos hy vir Abraham gewys het. Niks wat Abraham kon doen om dit te doen nie, net aanhou glo. God het alreeds sy seun beloof. Nou, hy het nie gesê, nou Abraham, as jy 'n sekere ding sal doen, sal ek my seun stuur nie. Hy het gesê, ek sal dit doen, dis alreeds gedoen. Jesus was die lam van God geslag vanaf die grondlegging van die wêreld. En het julle al ooit hieraan gedink? Julle name is nie in die lam se boek van die lewe geplaas die aand wat julle hart vir Christus gegee het nie. Het julle dit geweet? Die Bybel het gesê jou naam is geplaas in die lam se boek van die lewe vanaf die grondlegging van die wêreld, God se voorkennis. Waarvoor is julle bang? Waarvoor is julle so bang? Julle is bang. Lyk asof julle nie net daar kan uitloop en die vyand trotseer nie. Wel, noem enigiets wat die duiwel sê alleen, laat God se woord waar wees, sien. Jy is deur God gekies, jy het nie jouself gekies nie, God het jou gekies. Wanneer het hy jou gekies? Voor die grondlegging van die wêreld, toe die lam geslag is. Nou die Bybel sê dit. Die Bybel het gesê in Openbaring die 20ste hoofstuk, dink ek, is dit, dat die antichrist in die laaste dae almal mislei het wat op die aarde gewoon het, wie se name nie geskryf was in die lam se boek van die lewe, vanaf die grondlegging van die wêreld nie. Hoe lang? Vanaf die grondlegging van die wêreld, toe God met sy voorkennis jou gesien het en jou naam op die boek geplaas het. Toe die lam geslag is jy geslag saam met die lam. Halleluja! Goeieste. Mense is bang. O, as ek net kan, ek is bang. Ek mag 'n fout maak. You can't do no worse than just sit and do nothing about it. Jy kan niks erger doen as om net te sit en niks daaraan te doen nie. Staan op en gaan aan, kry die werk gedoen, wend een of ander soort poging aan. Jy moet beweeg. Wanneer die Heilige Gees begin beweeg op 'n persoon, behoort hy te loop met sy skouers regop en sy kop op en God te prys, sekerlik, want dis God wat die woord gespreek het, dis God wat die belofte gegee het. Maar ons kyk net oor die woord en ons sê, wel, dis net soos 'n ou visserman een keer wat van die see afgekom het en daar was 'n man wat afgegaan het na die see toe. En die man wou, hy het van die see gehoor, hy het dit nog nooit gesien nie, hy het daarvan gelees, hy het gedink dit was wonderlik. So hy het gesê, jy weet, ek dink, ek sal 'n bietjie rus en afgaan om sy groot soutbranders te sien, hoe hulle flits en die diep waters wat die blou lig weer kaats en die meeu en die soutlig ruik. Hy het gesê, dit sal wonderlik wees. En terwyl hy gegaan het, het hy 'n ou sout matroos ontmoet wat van die see afgekom het. En hy het gesê, waarheen gaan jy, my goeie man? Hy het gesê, ek gaan af see toe. En hy het hom begin vertel hoe wonderlik dit moet wees. Gesê, ag, daar is niks daaraan nie. Gesê, ek sien niks so opwindends daaraan nie. Ek is 60 jaar gelede op die see gebore en ek is sedertdien al daarop en ek sien niks opwindends daaraan nie. Jy sien, hy was al soveel daarin, dat dit sy opwinding verloor het. En dis hoe dit is met julle mense. Julle het die werking van die Heilige Gees al soveel gesien.
dat dit sy oorwinning verloor het, of julle oorwinning daaroor verloor het. Dit word 'n alledaagse ding. God begin dinge wys en dinge beweeg en die Heilige Gees tref jou en die woord kom uit. Sê, ja, dis baie goed, ek glo beslis dit die woord van God, o goeiste. Dit behoort ons opgebonde te maak, behoort elke dag vars te wees. Ja, meneer. Net die hele tyd niet vir ons net opgewonde te maak om te eet en te voed op die woord van God. God het vir Abraham daar beloof net wat hy sou doen, so ons het die verbond geneem, soos hulle dit gemaak het, die kontrak in twee geskeer, een persoon gemaak het, een deel van die kontrak geneem, die ander persoon het die ander deel van die kontrak geneem. Nou toe hierdie kontrak voltooi was, moes hulle by mekaar kom en albei stukke van die kontrak moes in mekaar pas. Julle sien, jy skryf 'n kontrak uit en skeer dit, probeer dit eenmaal dupliseer, jy sal dit nooit doen nie. Sien, want dis net die skeer van die papier en alles, dit moet perfek pas. En toe God sy kontrak met Abraham se saad gemaak het, hy sy seun Christus Jesus na die kruis toe geneem. Glo julle dit? Toe het hy hom soontoe geneem en hom uitmekaar geskeer as offer. Sy liggaam opgelig uit die graf en dit aan sy eie regterhand geplaas op sy troon in die heerlikheid en die ander deel van die kontrak teruggestuur, die Gees, na die kerk toe om die kerk te vul. Geen wonder Jesus het gesê, nee, die werke wat ek doen, doen julle ook. Sy werk het voorgegaan. Hoe lang gaan in die hele wêreld en hy wat? En verkondig die evangelie. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word, en hy wat nie glo nie, sal veroordeel word en voeg word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hoe ver na die hele wêreld? Hoeveel na elke skepsel? Hoe kon die apostels dit doen? Dit is nog nie gedoen nie, so die opdrag staan nog net so. 'n Klein tydjie in die wêreld sien jy nie meer nie. Daardie Griekse woord kosmos beteken wêreldorde. Die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, julle wat die kerk is. Want ek, persoonlike voornaamwoord, sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Nie die einde van die apostels nie, maar die einde van die wêreld. En die werke wat ek doen, sal julle ook doen. As julle in my bly en my woorde in julle bly, nou bly beteken om daar te vertoef. As jy God se belofte in jou hart inneem, ek is die Here wat jou genees, kry dit in jou hart, laat dit daar bly. Moet dit nooit uithaal nie, laat dit daar bly, tree daar volgens op, as julle in my bly en my woorde en julle vra wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word. O goeiste, dis die regte waarheid. As julle in my bly, die Heilige Gees, Christus, en my woorde, my beloftes, alles in julle bly, daar bly. Vra net wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word, want dit moet dit doen. Dan vind ons Abraham het God geglo, en toe hy omtrent 99 jaar oud was, dis 1 jaar kort van 100 te wees. Klein Isak het nog nie gekom nie. Het hy God nog steeds daarvoor geprys, want hy het geweet, God het die belofte gemaak, God moet daardie belofte hou, God moet sy belofte hou om God te wees. As dit kon insing aan die linkerkant onder die 5de rib en dan daar hang, sien, wanneer God 'n belofte maak, is God verplig om daardie belofte te hou. Hy kan dit nie verander nie, hy kan dit nie verander nie. Ons is eindig, ons kan sê, wel, ek sal daar wees. Ons behoort te sê, as die Here wil. Maar sien, ons is eindig, ons kan dinge sê en foute maak. Maar hy is oneindig, en hy kan nie 'n fout maak nie. En as enige tyd wat hy enigiets doen, word dit volmaak gedoen. Dit kan nooit enigsins beter wees nie. En hoe hy ooit optree is volmaak. As 'n sondaar, die eerste sondaar na hom toe gekom en bely het en God het hom aanvaar sy bekering. As die tweede sondaar kom, moet hy op dieselfde manier optree as wat hy die eerste keer het. As 'n man na hom toe kom vir genesing en God het hom genees op grond van sy geloof, die volgende keer wat 'n siek persoon kom, moet hy dieselfde ding doen.
of hy het verkeerd gedoen toe hy die eerste man genees het. Hy het 'n fout gemaak. God sal moet staan sê ek het 'n fout gemaak deur die mense te genees destyds in die dae van die apostels, want ek genees nie nou mense nie. Kan julle julle voorstel God almagtig wat so iets sê? Nooit. Dis nie God nie, dis ons. Niks verkeerd met God nie, dis ons geloof. As julle dit kan glo. Elke voorsiening is gemaak. Daar is al reeds versoening gemaak vir genesing. Daar is al reeds versoening gemaak vir sondes. Alles is gereed. Kom, dis reg. Die bruilofsmaal is gereed. Verskonings is gemaak, maar hy het gesê gaan in die laaste oproep was gaan kry die siekes en die krepeles op veldtog van genesing net voor die bruilofsmaal. Nou sien julle waar by ons is, gaan kry die krepeles, die verlamdes, die blindes uit die straat en paaie en lanings en bring hulle in. Genees hulle en laat ek my genade aan hulle betoon, dan sal hulle my glo. Dis reg, dis God se laaste oproep. Aandete oproep is genesing, die laaste oproep. Nou Abraham, toe hy 99 was, kom ons nou by die 17de hoofstuk, die volgende hoofstuk van Genesis. En God het weer aan hom verskyn. En toe hy hierdie keer aan hom verskyn het, het hy aan hom verskyn in die naam van Almagtige God. Die Hebreëse woord daar is El Shaddai, wat beteken, El beteken God, die sterke. Uit Genesis 3, die sterke. El, God, die lewegewer. Shad, S-H-A-D, beteken bors, soos die vrou. Shaddai beteken met borste, meervoud. En God het in Abraham verskyn in die naam van God, die sterke, met borste. Wat 'n ding om te verskyn aan 'n ou man van 100 jaar oud, en sy liggaam so goed soos dood, nadat hy vir hom 'n belofte gemaak het dat hy 'n baba sou hê by sy vrou Sara in sy 90. Dink daaraan. Nou wat 'n belofte. Abraham, jy's oud, jy het nie meer krag nie. En vir die laaste 25 jaar het jy my vertrou. Maar nou wil ek vir jou sê wat my naam is. My naam is die een met borste, die sterke. Ek is God met borste. Nou kyk nie 'n bors God nie, maar met borste. Beide vir gees en liggaam, terwille van ons oortredinge deurboor, deur sy wonde daar van ons genesing gekom. Die een met borste, die sterke, die kraggewer. Neem maar 'n babatjie, wanneer dit swak is en vermoeid en opsterwe. Die moeder neem die babatjie in haar arms, lê dit op teen haar bors. Die kleintjie is ontstel en huil. Maar net sodra dit begin drink aan die ma, wat doen dit? Dit trek die ma se krag in sy eie liggaam in. Dit hou op met huil, begin lag. Dis tevrede. En God, wanneer 'n gelowige God se belofte kan beetkry, stort God deur Christus sy krag uit in die gelowige se liggaam, en terwyl hy herstel, is hy tevrede. Halleluja! Amen. Die gelowige wat drink aan die woord, die een met borste. Die Nuwe Testament en die Ou Testament drink aan God se belofte, soos hy God se belofte van genesing, verlossing neem, wat dit ook al is. He's laying on the bosoms of God, just as satisfied as he can be. Lê hy op die boesems van God net so tevrede as wat hy kan wees. Niemand kan hom daar afskud nie. Hy hou vas vir al wat hy werd is en drink God se krag in sy liggaam in. Halleluja! As jy die slegste vrou in hierdie land was, jou naam is nie geskik vir honde om mee te blaf nie. Laat ek vir jou iets sê, as jy God se belofte beet kry en daarin vashou en lewe, en God sal sy krag in jou uitstort, dat jy so heilig sal wees, dat almal sal weet jy's 'n Christen. Ja, meneer. As jy 'n dranksmokkelaar, dobbelaar was, wat jy ook al mag wees. Maak dit nie saak as jy daardie God met borste sal beet kry nie. En die heeltyd wat jy drink, beweeg jou ou voetjies en beweeg jou hande.
Wat is dit? Jy het groeipyne. Jy kom daaruit. Die een met borste, die kraggewer, die algenoegsame een. Abraham, jy's oud, jy's net soos 'n klein babatjie. Wel, jy het geen lewe in jou liggaam nie, jy's net, jou liggaam is so goed soos dood, maar ek is die een met borste, kry net my belofte, beet en hou net aan drink. Hy het gedrink vir 25 jaar. Ons kan nie 10 minute drink en onsself dan Abraham se saad noem. Halleluja, ek's Abraham se saad. Kry God se belofte, beet en bly daarby. Bly net daar, drink aan die bevrediger. Wanneer 'n man hoor, geloof kom deur die gehoor, hoor dat Christus vir sy sondes gesterf het en hy is aanvaar omdat God aan sy hart geklop het. Hy het 'n uitnodiging na die bruilofmaal. Dan kry hy net beet met alles wat in hom is en drink totdat sy gees begin groei. Hy gevul is met die Heilige Gees. Hy 'n ware wedergebore Christen word. 'n Man wat siek is, hoor dat hy geloof kom deur die gehoor. God die geneeser is, gaan jy net reguit na die ander bors en kry God se goedheid beet. Drink aan sy belofte. Drink dit uit die Bybel, uit dit elke dag te lees, dit te glo, God te neem, hom te prys, te vrede dat jy heeltemal gesond gaan wees. Daar's 'n vroutjie wat gisterand hier was in 'n rolstoel. Ek weet nie of, ek sien haar nie nou hier nie. Ek het afgegaan om vir haar te bid gisterand, 'n paar aande gelede. Sy het opgestaan in die rolstoel uit en daar deur begin loop en 'n man wou haar help, sê gaan weg van my af. Sy het verder geloop. Gisteraan toe ek afgegaan het met 'n bid vir die rolstoele, het ek gedink ek sal vir haar bid. Sy het gesê, "Broer Branham, die Here het my alreeds genees." Sy het gesê, "Ek sit net hier in rus en gaan binne 'n paar minute oplees." Gesê, "Ek het vandag 4 of 5 keer geloop. Ek word die heeltyd beter." Sy sit waarskynlik buite in die gehoor iewers vanaand op iets. Sy sit in elk geval nie hier in 'n rolstoel nie. Hoekom? Sy het daardie bors van God beet gekry en sy drink haar krag terug. Sekerlik. Ek so bly om te weet dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hy voed sy kleintjies, stort sy krag in sy gelowiges in deur sy woord. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dan wanneer die gelowige kom hy op na El Shaddai en hy leun op sy boesem, hy drink net hy drink God se krag reg in sy eie liggaam in deur sy woord te glo. O, prys die naam van die Here. Nou het gesê Abraham, al is jy oud, jou ouderdom verby is en jy's so oud, jy's al 100 jaar oud, glo jy die belofte, maar ek is die God met borste. Ek gaan my krag reg in jou instort. Ons gaan môre aand uitvind of hy dit gedoen het of nie. Ek gaan jou krag net weer reguit laat terugdrink. Hou jy net aan om daardie belofte te glo. Here, ek het al dit vir 25 jaar gehad. Hou net vas. Bly daarby. Abraham believed God. He believed that it was En Abraham het God geglo. Hy het geglo dat dit die waarheid was. En het geweet dat Sara nou byna 100 jaar oud dat hy tog daardie baba by haar sou hê. Wat God 25 jaar tevore beloof het, nog nie een teken van baba nie, geen tekens van enigiets natuurlik kon gebeur wat met die vrou gebeur het, sodat sy kon wees nie. Sy was al baie jare verby menopause, 90 jaar oud, sy gaan in menopause op 40. Daar het julle dit in partymaal 45. Sy is verby dit en hier is sy 90. O, goeiste. En dan, ons is Abraham se kinders. Abraham se kinders. Then what happened? Now this is not fiction. Wat het toe gebeur? Nou hierdie is nie fiksie nie, hierdie is die Bybel. Dis God se waarheid, sy belofte. Ek het dit probeer en dit getoets en ek weet julle kan God se woord neem en hy sal dit regmaak met julle. Hy sal dit laat gebeur. Now here she is. And the first thing you know,
Nou hier is hy, en voor hy nou kon kry, het Lot afgegaan in Sodom in, en weer heeltemal verstrengel geraak. En nadat God daar die belofte aan Abraham gemaak het, dat hy El Shaddai was, die sterke, toe het hy sy tent opgeslaan, buite in die vlaktes onder 'n eikeboom. En eendag, dit was reg in die hitte van die dag, omtrent 3 of 4 uur in die middag, veronderstel ek, wanneer die westerse son warm geskyn het daar in Kanaan, en die direkte strale van daardie hitte kan vinnig plase brand. En hy het daar buite in die tent deur gesit met sy hoof gebo, miskien gestudeer of gedink aan God. En hy het sy oë opgelig en hy 3 man sien kom. En op 'n manier wou Abraham vriendelik wees. So hy het gedink, daardie kerels loop soort van vreemd, tog vol stof van die pad in die gewone klere. En hulle het aangestap gekom en Abraham het uitgegaan en hulle ingenooi. Met ander woorde, iets soos hierdie, meneer, julle is moeg, julle voete moet moeg wees. Nou ek het 'n mooi skadeboom hier, wil julle nie inkom en hier onder die skadeboom kom sit nie? En ek sal 'n bietjie water gaan haal en ek sal julle voete vir julle was, dit sal julle verfris, julle kan 'n lekker koue drankie kry en dan kan julle op julle reis gaan. Hulle het gesê, maak so Abraham, maak so meneer, wat jy ook al gesê het, wel, laat dit so wees. Ek kan my voorstel hoe Abraham deur die tentjies hardloop, julle weet, soos daardie by die groot tent kom. Hy het gesê, Sarah, gooi gou 3 emmers meel uit, knie dit, kry al die klonte daaruit. En kry, maak 'n paar broodjies op die vuur, daar's iemand daar buite. Daar's iets omtrent daardie kerels wat vir my vreemd lyk. Hulle is nie gewone predikers nie. So hy het uitgehardloop agter in die tent, daar's 'n kraaltjie daar buite waar hy die kalfies gehad het, en hy het gevoel, tot hy die vetste een gekry het, dit vir sy diensknegt gegee, gesê, gaan kry dit sommer gou gereed, en hy het weer uitgegaan, en Sarah het die broodjies gebak, en hy het vir Abraham gegee, en hy het uitgekom en vir hulle die broodjies gegee, en hulle het gaan sit om te eet. Nou dink daaraan, hulle het kalfchops geëet, melk gedrink, die mieliekoekies en botter gehad, baie goeie dieet. So het hulle almal daar buite laat eet, en ek kan my vir Abraham voorstel wat 'n vliegbos kry. Ek reken nie, julle het al ooit geweet wat 'n vliegbos is nie, en die vliee wegwaai. Julle weet. Hoeveel weet wat 'n vliegbos is? Ja, kyk na die Kentuckyers hier. Ons het nooit 'n sip deur gehad tot net 'n paar jaar gelede nie. Ons het altyd 'n ou vliegbos gehad. En ek net wel my tyd daar by Sondagmiddagete staan en die vliee wegwaai. Houtkot, huisie, geen venster daarin, net deur wat jy toegedruk het en die vliee so inkom, en jy sou hulle die hele tyd moes wegwaai. So ek kan vir Abraham daar sien staan met 'n vliegbos en wegwaai. En hy het bly afkyk na hulle, hy het gesê, nou hierdie is vreemde kerels, hulle stobberig, ver gereis, en naderhand toe hulle klaar geëet het, wel. Vreemd dat daardie mans geëet het. Hulle was aangetrek in gewone klere, stop op hulle klere, vleis geëet, melk gedrink, en een van hulle was God self. Dis wat die skrif sê. Abraham het hom Here genoem, hoofletter H-E-R-E, Elohim, die groot Jehovah God. Ek weet baie van die skrywers probeer sê dit was 'n teofanie, sovoorts soos daardie, maar dit was nie so nie. Hy het vleis geëet en melk gedrink en mieliebrood geëet. Dis reg. Hy was absoluut 'n man wat in menslike vlees gesit het. Iemand het vir my gesê nie lank gelede gesê, Billy, jy wil nie vir my sê jy glo dit was 'n man nie. Ek het gesê absoluut. Dit was God in vlees. Hy het gesê, waar het jy daardie vlees gekry? Ek het gesê, die groot skepper van die hemel en aarde, 2 engele saam met hom. Die Bybel het gesê, hulle was 2 engele en God self. Wel het ek gesê, waar het hy daardie liggaam gekry? Ek het gesê, waarvan is ons gemaak? 16 elemente, petroleum en calcium, kalium en kosmiese lig. Wel, God het net gesê, kom hier, Gabriel, kom hier, Michael. Ons gaan op 'n klein reisie vir Vader Abraham gaan kuier. Daar uitgestrek in 'n handvol kalsium gekry en 'n bietjie kalium en kosmiese lig. Dit bymekaar geblaas soos daardie en daar ingestap en met hom gepraat. Halleluja!
Dis ons God, dis waarom ek hom glo in die opstanding. My vrou het vir my gesê lank gelede, en ek het hierdie 2 of 3 jarige kam wat ek oor het, sy het gesê, Billy, jy sal amper bleskop. Ek het gesê, ek het nie een van hulle verloor nie. Sy het gesê, sê my dan waar hulle is. En ek het gesê, goed, sê vir my waar hulle was voor ek hulle gekry het, dan sal ek vir jou sê waar hulle vir my wag. Amen, dis reg. Broer, ek sê jou, ek glo in die opstanding. God sal een van hierdie dae spreek, en ons sal uitkom in sy beeld en sy gelykenis, mans en vroue. Nie engele nie, maar mans en vroue. God het engele gemaak, ons sal nooit engele wees nie, ons is nie gemaak vir engele nie. Mense is mense gemaak. God het die mens gemaak, hy bedoel dat hy mens moet wees. Dis God se patroon. En hy het hierdie liggaam gemaak, en hy het reg daar ingestap en geëet, en reg voor Abraham verdwyn. God self, Elohim. En daar was hy besig om met Abraham te praat, en hy het gesê, nou Abraham, waar is Sara, jou vrou? 'n vreemdeling. Hoe het hy geweet hy was getroud? Hoe het hy geweet hy het 'n vrou? En hoe het hy geweet haar naam was Sara? Julle sien dieselfde Heilige Gees in die gebou hier in die aand, wat dieselfde ding sê. 'n vreemdeling, stof aan sy klere, in menslike vlees het gesê, Abraham, waar is Sara, jou vrou? Hoe het hy gesê, sy is in die tent, en die Bybel het gesê, die tent was agter hom. En hy het gesê, Abraham, dink jy, ek kan enigiets van jou weerhou? Sien dat jy God al hierdie tyd geglo het? Gesê, ek gaan jou volgende maand besoek, net volgens die tyd van die lewe deur Sara. En Sara in die tent, sy het nie hard gelag nie, maar dit het gesê, in haar binneste, aan die binnekant, het sy by haarself geglimlag. En die engel met sy, die man in menslike vlees wat koekies eet, brood en vleis eet, met sy rug gedraai na die tent, het gesê, hoekom het Sara gelag? Hy het haar nog nooit gesien nie. Hy het geweet wie sy was, geweet, hy het 'n vrou gehad en geweet wat sy in die tent gedoen het. Halleluja, as dit nie ons God is nie, weet ek nie hoekom nie. Hoekom het sy gelag, toe sy in die tent was? Let op, dit was net 'n paar uur. Nog een boodskap is gepreek onder in Sodom, en dit was om gereed te maak om uit te kom. En toe het die vuur uit die hemel geval. Is dit reg? Nou sien, dis hoe God opgetree het. Toe Jesus aan die einde van die Joodse bedeling gekom het, het hy gesê, presies dieselfde ding gedoen. Is dit reg? Toe hy na die Samaritane toe gegaan het, het hy dieselfde ding gedoen. Nou dat ons aan die einde van die heidense tydperk is, moet hy dieselfde ding doen. Hy het dit nooit gedoen tot reg by die laaste van die tydperk, by die afsluiting. Nou luister wat Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Sodom. O, laat dit insink. As it was in the days of Sodom, so shall it be soos dit was in die dae van Sodom, God, so sal dit wees in die koms van die Seun van God. The Spirit of God in human flesh, in His church. Die Gees van God in menslike vlees in sy kerk, wat die teken van die Messias openbaar en manifesteer soos hy het in daardie dag, soos hy het in die dae van Christus. Soos hy aan die einde van die heidense bedeling is, net 'n paar uur voor die bomme val, voor die wêreld vernietig sal word. Groot manne, wetenskaplikes, generaals en so voort sê dat die volgende oorlog net omtrent 3 minute sal duur. Rusland het hulle tyd reg ingestel vir Hollywood en Vine. Hy het hulle tyd ingestel vir Lakeside Ryland in Chicago en vir New York stad en vir oral. Daar die bomme staan gereed. Ons het dit reg op Moskou en verskillende plekke ingestel. Dit kos net een persoon om 'n fout te maak om een van hulle een of ander tyd te laat afgaan. Wat gebeur? Dan is die Bybel vervul. Dis die enigste ding wat oor is. Kan julle nie sien wat God doen nie, vriende? Kan julle nie julle self knyp nie, nie julle hande nie, maar julle gees knyp met die woord van God en dit glo nie? God promised that before the Christ would come, God het beloof dat voordat Christus sou kom, dat die Gees van God gemanifesteer sou word, net soos dit was in Abraham se tyd. Hoekom?
Nou onthou, hy het dit nooit gedoen onder in Sodom nie. Hy het dit vir Abraham gedoen. Dis waarom die boodskap nie die voorrang kry soos dit behoort te hê nie. Dis net vir die uitverkorenes, die kerkwêreld, Abraham se saad. O julle kinders van Abraham, julle is sekerlik nie so blind nie. Moenie dink ek praat van myself nie. Dis alleen, ek sou sê, as dit ek sou wees, dat ek 'n leenaar sou wees. Ek praat van die gees van God in ons midde, en wat dieselfde ding doen, die engel van die Here. Julle het die foto daarvan hier. Wetenskap het sy foto geneem, die wetenskaplike meganiese oog van die kamera. Toe George J. Lacey daar die foto van Houston ondersoek het die aand. Hy het gesê, Broer Branham, ek het partymal gesê dat jy was, dit sielkunde was, so het hulle vir my gesê dat jy die gedagtes van mense kon lees, dat jy 'n groot gedagteleerser is. Sê ek weet beter as om dit te sê. Hy het gesê, ek het gedink dis sielkunde, maar gesê, die meganiese oog van hierdie kamera sal nie sielkunde afneem nie, gesê, die lig het die lens getref, die lig is daar. Wat is dit, dieselfde vuurkolom wat die kinders van Israel gevolg het? Dis dieselfde ding hier vandag, dieselfde Christus. Enige Bybelstudent weet dat die vuurkolom wat die kinders van Israel deur die woestyn gelei het, die engel van die verbond was Christus. Die logos wat uit God uitgegaan het in die begin, en toe dit vlees geword en gewoon het in 'n menslike liggaam hier op aarde met die naam van Jesus. Kyk wat dit toe gedoen het. Kyk wat dit gedoen het, hoe dit afgekom het in een of ander vlees en met Abraham gepraat het. Kyk wat dit gedoen het, hoe dit hier op aarde was, wat in Galilea gewandel het, wat dit gedoen het. Wel, hier is dit weer terug vanaand, wat in ons almal woon, die universele kerk, wat dieselfde ding doen. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou om julle gedagtes skoon te maak, ek voel dit. Christus is nie 'n lig nie. Christus is 'n lig. Christus het toe op aarde was, het hy gesê, ek het van God afgekom, is dit reg? Wat was hy toe? Die vuurkolom. Ek ga na God toe. Het hy dit gesê? Na sy dood, begrafnis en opstanding was Paulus op sy pad af na Damaskus, en met eens het 'n groot lig hom op die grond neergeval, wat sy oor verblind het. Die ander het dit nie gesien nie. Paulus het dit gesien, en hulle het die stem gehoor. En hy het gesê, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? Hy het gesê, ek is Jesus, wat? Weer die vuurkolom om sy belofte te vervul. Kom van die geeswêreld af, ek gaan terug na die geeswêreld toe. Die vlees is net hierin toe gebring as 'n offerande om ons sondaars te verlos. Dat ons waardig kan wees deur sy genade om in te gaan, omdat ons genooi is om in te kom. Sade van Abraham, kan julle nie sien, hierdie is julle uur nie? Kan julle nie sê, hierdie is die tyd wat God julle roep nie? Ons behoort te bekeer. Wat die kerk vanaand nodig het, is nie nuwe lidmate nie. Tog die Verenigde State is deur en deur gesoek deur soveel evangeliste, totdat dit net verbrande gebiede is. Dis die waarheid. Amerika het absoluut sy dag van genade weggesondig. Julle merk dit af op 'n boek. Julle sal nooit 'n universele herlewing in Amerika hê nie. Dit het omtrent 3 jaar gelede daarby verbygegaan. Dit sal nooit 'n herlewing wees nie. Party van julle jong mense skryf my woord daaroor neer. Daar sal nooit meer 'n landswye herlewing wees soos die Billy Sunday dae en so voort nie. Julle sal klein oplewingkies hê soos daardie tot Jesus kom, maar dit sal nooit wees nie. God het daarvan weggedraai en na die vreemde nasies toe gegaan. Dis waar die mense kom. Een teken wat van die Here gedoen word, sal duisende na die altaar toe hardloop van heidene. En dit kan oor en oor gedoen word vir hierdie klomp Amerikaners wat op hierdie manier en daardie manier geleer is en totaal verward en nooit stop om in hulle Bybel te kyk nie. Julle weet jy, die Bybel is die woord van God. Dit word aan die mense gegee om op te voed. Tog julle het soveel maniere wat opgestel is, dit moet soos hierdie wees, dit moet soos my kerk sê, dit moet wees soos my kerk sê. Toe Jesus die eerste keer gekom het, was dit heeltemal verskillend van wat hulle kerke gesê het, en dit sal heeltemal verskillend wees as wat hulle vandag sê, wanneer hy weer kom. Want hy het gesê, ek het dit verberg vir die oë van die wyses en verstandiges, en sal dit openbaar aan kindertjies wat wil leer. As jy gewillig is om te leer, neem die Bybel en ondersoek die skrifte. Want dit is die wat my getuig, het Jesus gesê.
gesê, in hulle dink julle het die ewige lewe en hulle getuig van my. Julle weet hoe hy gekom het, was sy bediening so bonatuurlik dat dit die oë van die predikers van daardie dag verblind het. Hulle kon dit nie sien nie. Hulle het gesê, ag, hy wat daardie mense vertel wat verkeerd is met hulle en hulle name en dinge vertel, dis 'n duiwelse gees in hom, dis Beelzebub. Jesus het gesê, ek sal julle daarvoor vergewe, maar eendag sal die Heilige Gees kom om dieselfde ding te doen. Een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Oor Sodom dop, nou, hy het gesê, soos dit was in die dae van Noag, God, lasteraars en soorts, en soos dit was in die dae van Sodom. Sodom is toe die vuur geval. Daar gaan hierdie keer vuur val, nie water nie, vuur. Die vuur sal uit die hemel val, die Bybel het so gesê, daardie vulkaniese gasse, wat daarbo is, een van hierdie dae gaan hulle een van daardie missiele daar deurstoot, dit gaan 'n ketting rondom veroorsaak, soos daardie miskien, en dis hoe dit sal kom. Dis voor die deur, ons weet dit kan nie veel langer wees nie. Wetenskap sê 3 minute voor middernag, die klok sal een van hierdie ure slaan, en dit sal verby wees binne net 'n paar minute. Die wêreld sal in die brand wees. Maar voor dit gebeur, gaan die kerk na die heerlikheid toe. Dan as die einde van tyd so naby is die koms van die Here nader. So wat doen ons? Ons sit en kyk na hierdie dinge, ons gaan huis toe sê, was dit nie ongelooflik nie? Dis nie hoe om dit te doen nie. Gryp die skrifte en begin daardeur gaan met gebed in jou hart. Here God, is dit so naby, help my o Here om u woord te ken. En ondersoek dit en leen daaroor en bly daarby en mis 'n paar maaltye en bid tot God. En julle sal terugkom na die kerk toe so gelaai met die krag van God, dinge sal begin plaasvind hier rond. Ons moet dit hê. Ons sien die merk, Abraham, sien hoe daardie vir Abraham gegee is. Abraham het daardie teken gesien voor die vuur in Sodom geval het. En Abraham se saad sal dieselfde teken sien voor die vuur val in die moderne Sodom van vandag. God help julle mense, ek het julle lief, ek bedoel nie om onbeskof te wees nie, ek bedoel nie om te berispen nie, julle mense in Radio en Land en die julle mense hier, ek probeer julle nie berispen nie. Maar ek wil julle wakker maak, dit gaan verby wees voor julle dit weet, die dag van die besoek en julle het dit geweet. Het Jesus nie gesit en oor Jerusalem uitgekyk nie, en sy gees, hy het geween en gesê, Jerusalem, Jerusalem, as julle net julle dag geken het, as julle dit net geweet het, maar julle, dis nou verby. En partymal voel ek diep in my hart, die Heilige Gees net ween vir die mense. O, ek voel dit, ek's moeg, ek's vermoeid, ek's gedaan. Vrou het gesê, jy kan nie nog 'n keer gaan nie, skat, jy is net omtrent gereed om te val. Jy het heeldag gepreek, jy het week na week, jy lyk verskriklik, jy is so senuweeagtig, jy kan nie by die tafel sit nie. Jy is net in die middel van die vloer in die aand met jou kussing en jou arms besig om te bid vir die waarvoor gesê, jy is so senuweeagtig, bly by die huis, skat, voor jy doodgaan. Ek het gesê, maar skat, daardie kosbare siele daar buite waarvoor Christus gesterf het, ek moet dit doen. Dis hoekom ek hier is, ek het julle lief. God openbaar dit aan die mense is my gebed. Ek's nie hier om gesien te word nie, ek's hier omdat ek julle lief het. En ek probeer julle skud met die evangelie uit daardie formele motief, toestand waarin die mense is. Kom terug na God toe, heel nag bid hier, herlewing in jou huis, herlewing in jou siel. Kom terug na geloof in God, op te tree volgens sy woord te neem en om te glo. Julle is die saad van Abraham, God het julle die belofte gegee, God het julle die tekens gewys. Hou daar is gees dop, nie ek nie, ek's net 'n man, net vlees wat hy opgetel het destyds daar in die slote van sonde. Maar as iemand regverdig sou kry, wie sou hy kry? Daar's nie een van ons wat regverdig is nie. Een kan nie vir die ander bid nie, een kan nie die ander een dit, dat of die ander noem nie, want ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid. Maar God het 'n belofte gemaak dat hy dit sou doen. Hy gaan iemand gebruik, jy kan net daarop reken wanneer hy het dit gespreek en sy woord moet vervul word. Hy het dit geweet voor die gronding van die wêreld wat hy sou doen. Hy het beslis, hy het net die uur geken en wat hy sou doen en hoe die boodskap sou deurgaan en hoe hulle rug daarop sou draai, hoe hulle sordig sou dagdroom en wegstap, hoe sommige dit sou ontvang en brand in hulle harte daarmee, omdat daardie dinge gedoen is, probeer mense terugdink, sê ag, dis net 'n man, dis net 'n lepetjie of iets.
Hulle het dieselfde ding in sy dag gesê. As hulle die meester van die huis Beelzebub noem, hoeveel te meer sal hulle sy disippels noem? Hoe kan hulle Beelzebub noem, tensy hulle dieselfde doen wat hulle Beelzebub genoem het? Here you are. You're in the last days. You're in the last hours. Not only last days. Hier is dit, julle is in die laaste dae, julle is in die laaste ure. Nie net laaste dae nie, maar laaste ure. Dink daaraan, vriende, terwyl ons bid, buig julle hoofde. Radioland, God seën julle daar buite. This is a serious moment. Hierdie is 'n ernstige oomblik, dis 'n tyd van besluitneming, dis 'n tyd wanneer jy iets vir God moet doen. Ek praat nie, natuurlik praat ek met sondaars. But I'm speaking primarily tonight to the church. Maar ek praat primêr vanaand met die kerk, Dit was jaar na jaar wat hierdie ding deur die nasie getrek het, die einde is op hande, die tekens is gedoen. He said, "What's the fig tree when it puts forth its buds?" Hy het gesê, kyk na die vyeboom wanneer dit sy botsels voortbring. Gesê, kyk daarna, en hoe dat die vyeboom sy botsels uitstoot. Wanneer dit sien die vyeboom en al die ander bome begin bot, weet julle die somer is naby. Nou kyk hier, die Joodse nasie het herlewing, die katholieke kerk het herlewing. Die Baptist onder Billy Graham, die Methodist onder Jack Shuler, die Pinkster onder Oral Roberts, al die bome bot, die tyd is voor die deur. Geen sekere persoon wat ons in Israel kan sê nie, want God werk met Israel as 'n volk. Die heidense wêrelde is individue. Laat ons nou bid, soek God. Die ding wat God gesê het sou plaasvind, en hy het vir Abraham, julle vader, die voorbeeld gegee. En ons, as ons nie Abraham se saad is nie, is julle verlore, want die belofte is gemaak aan Abraham en sy saad. Die belofte is absoluut sonder voorwaarde gegee. Word nou wakker en laat ons bid. Nou julle in Radioland, julle die saad van Abraham daar buite, julle wat siek en behoeftig is, julle daar by die kroeg, Godspelkamer, waar julle ook al mag wees, wat in die automobiel ry, kry nou vir jou 'n plekkie net vir 'n oomblik, kom ons bid. As jy langs die tafel sit en eet, die boodskap kom in die kamer in, buig net jou hoof 'n paar minute, lê jou hand op die tafel en sê, God, wees my genadig. Ek wil nie verlore wees nie, iets praat nou met my hart, sê ek. En Here, laat dit ek wees. As jy in die restaurant is, beloof God dan nou, terwyl ons bid en glip dan iewers uit, gaan hy die potspelkamer uit, waar hy ook al is, trek jou motor ergens langs die pad af en parkeer dit veilig. Gaan dan op jou knie, glip baie vinnig huis toe, gaan onder in die slaapkamer en sê, Here, ek wil dit met u bespreek. O, dis later as wat ons dink, laat ons gereed wees. En julle hier by die kerk, julle Christene, o, julle saad van Abraham, julle sterre van die môre, julle wat uit die stof van die slote van sonde gekom het, wat God julle skynende sterre gemaak het om te skyn langs die helder en môre ster. Skud julle self, staan op, kry die stof van julle af, laat ons glo en weet dat God hier is, terwyl ons bid. Eternal God that brought again Jesus from the dead and has presented him to us. Ewige God wat Jesus weer uit die dood gebring en hom aan ons gegee het as 'n algenoegsame offer, om alle sonde weg te neem. Ons bid, Here, vir diegene daar buite in Radioland wat buig op hierdie tyd en vra dat u genade, o God, hulle sal red, wat hulle sal laat weet dat daar die klein vreemde gevoel wat hulle in hulle hart het, dat u is wat met hulle praat, want u het gesê, niemand kan na my toe kom, as my Vader hom nie eers trek nie. En almal wat na my toe kom, vir hulle sal ek die ewige lewe gee, en sal hom oprig in die laaste dag. U het dit beloof. Oor die groot saad van Abraham, deur wie ons geseën is, die Here Jesus Christus, skenk vanaand, Here, dat as daar enige daar is wat ek glo daar is, mag hulle daar 'n groot oorgawe aan u maak net nou. As we have been reading of thy word and seeing your promise and hearing the words of the Lord Jesus, soos ons die woord gelees en u belofte gesien en die woorde van die Here Jesus hoor sê het, soos dit was in die dae van Sodom, God wat homself manifesteer deur die mensdom, tekens van bonatuurlike beweging wys. En 2 jaar later het die groot Moses beloof dat wanneer daar een kom, dat hy 'n Godprofeet sou wees, en toe die Israeliete, die opregtes van hart hom gesien het, het hulle geweet, hy was die Messias.
Toe die vrou by die put vertel is van haar sondes, het sy gesê, "U moet 'n profeet wees, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel." En Jesus het gesê, "Ek is hy wat met jou praat." Toe kon sy in die stad aanhardloop en sê, "Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel wat ek gedoen het. Is dit nie die teken van die Messias nie?" En U het beloof daardie selfde ding sou die heidene besoek net voor die wêreld deur vuur vernietig sou word soos Sodom was. En hier is die sade van Abraham wat daardie selfde ding sien gebeur. Here God, wees genadig en skud hulle vinnig, Here. Laat hulle nie na die vlees kyk nie. Daardie selfde vlees waarin God gewoon het verdwyn 'n tydjie daarna. Dit het verdwyn want God het dit net gebruik, so sal die vlees wat hy nou gebruik. Een van hierdie dae verdwyn, dit sal teruggaan na die stop van die aarde as Jesus vertoef, maar die Gees van God sal vir ewig voortleef. Here, laat mense dit sien. Genees die siekes en beproefdes, wees genadig God en red die verlorenes. Bring terug daardie swerwende seun of meisie, man of vrou vanaand, bring hulle veilig na die kudde van God toe. Skenk dit, Here. En in hierdie sigbaar gehoor, mag die Heilige Gees harte hier beet kry, en hulle wakker maak, en mag daar groot geloof opgebou word in hierdie gebou, dat die mense van God die werke van God kan sien. For it's this purpose that these things are wrought, through the name of Jesus Christ. Amen. En in God glo, want dis vir hierdie doel dat hierdie dinge gedoen word, deur die naam van Jesus Christus. Amen. I want to see Jesus someday, don't you? Ek wil Jesus eendag sien. En julle, wanneer ek daardie strand op die verre land bereik, wil ek Jesus sien. Wil jy nie? Hoeveel ken die ou lied? Ek wil Jesus sien. En jy? Dis 'n pragtige olie. Ek gaan nou om een oggend wakker te word, in my ou stofie in te gaan en 'n vuur te probeer maak. Die ding wou nie brand nie en ek het daar gesit. O, ek was so koud en ryk oral oor die vloer. O, en ek het probeer om die vuur te laat brand en die wind was in die skoorsteen. En dit wou dit nie doen nie. Suster Keidel het van Indianapolis afgekom, gesing, ek wil Jesus sien. En jy? Ek het daar gaan sit op daardie koue gerypte vloer, my hande opgesteek na God toe ek sê, Here, laat dit nou wees dat ek hom sal sien. Ek siek en sat daarvan. Ek verlang na huis toe. Ek wil daar uitkom. Sometimes people get feeling that way. Sometimes that God permits that to happen just to make us lonesome. Partymaal begin mense so voel. Partymaal laat God dit toe om te gebeur, net om ons te laat verlang. Maak dit ons hom wil sien, honger en dors om hom te sien. Hier sit reg agter in hierdie ry aan die linkerkant 'n persoon wat daar sit, 'n dame wat bid. Sy het kanker. As jy sal glo, dame, dat God jou sal genees, daardie lig is bokant jou wat reg hier agter sit. Sy sit daar reg agter my skoondogter Lois. As jy net sal glo met haar hele hart reg daar agter naby die punt, kan jy genees word as jy dit glo. Reg hier onder. Dame wat reguit na my kyk, net hier, sy lê aan hoë bloeddruk, wat het daar buite op die punt van die reis sit. As jy sal glo, ja, sit jou hand oorkant op haar. En omdat jy dit gedoen het, jy self daar agter, jy het spatare wat langs haar sit, dis reg. Steek jou hand op, sodat hulle sal sien wie ek is. Goed, nou, jy is ook genees, jy kan huis toe gaan en gesond wees. Amen. Kan julle glo? Way back there, a man. Kyk, daar ver agter, 'n man. Daar's daardie lig. Ek kyk reguit daarna. The man has something wrong with his hands. Die man het iets verkeerd met sy hande en iets verkeerd met sy knieë. Hy het epilepsie ook, pas van 'n hospitaal afgekom. As jy glo, daar agter daardie man kan jy genees word, as jy net die Here Jesus sal aanvaar. Goed. Glo jy dat die Here Jesus Christus is hier?
Glo jy hy kan dinge openbaar soos hy het aan die engel van die Here toe hy en daar die man van vlees was? As ek reg sou draai en julle sou bid, glo julle dat hy dieselfde ding kon doen? Glo julle dit? Julle sou aanvaar dis dan dieselfde Christus, dieselfde Heilige Gees wat in daardie menslike vlees was wat met Abraham gepraat het? Glo julle dit? Party van julle vroue bid dan. Laat dit wees, Here, tot die eer. Laat dit wees. Laat iemand bid, Here, iemand wat ek nie ken nie. Laat dit vanaand wees, dat hierdie mense sal sien dat hierdie boodskap waarlik die waarheid is. Laat dit wees in die naam van die Here Jesus. There's a woman right directly behind me. She's Daar's 'n vrou reg agter my. Sy ly aan 'n vrouprobleem. Sy moet gaan vir operasie. Sy's 'n jong vrou. Sy het net onlangs 'n Christen geword, want dit lyk baie helder rondom haar. Wat hier reg agter in die paadjie sit, glo jy met jou hele hart, met jou hoof gebuig daar. Staan op jou voete. Ek ken u nie, ken ek dame? Ons is totale vreemdelinge, is dit reg? Ek en jy. Alles wat gesê is die waarheid. Dieselfde engel wat op daardie man was wat sy rug gedraai gehad het na die tent, wat van Sara geweet het, van haar geweet het, dieselfde God is hier vanaand. Abraham se God, wat dieselfde ding vir Abraham se kinders sê, glo julle nou met julle hele hart? Ja, ek sê julle, is daar 'n sondaar hier wat God nie ken nie, maar vreemd voel in jou hart? Sal jy nou hiernatoe wil kom sonder enige oortuiging? As jy oortuig, kom net 'n oomblik hiernatoe. Kom hier, sondaar vriend, kom ons bid. 'n Sondaar wat God nie ken nie. Sal jy kom? Is daar 'n afvallige wat graag wil terugkom na God toe? Kom net vir 'n oomblik hiernatoe. Nou ek kan gebruik in daardie volgende paar aande net alles vir genesing, maar ek wil 'n herlewing hê. Ek's nie tevrede nie. Ek wil die Gees van God sien beweeg. Kinders, kyk, hoeveel glo dat ek julle liefhet. Steek julle hande op. Julle weet ek berisp julle nie, maar julle het te veel Hollywood hier rond. Julle het te veel modes van die wêreld. Julle het te veel sorge, breek daaruit. Ons het herlewing nodig. Amen. Goeiste. Julle het God nodig, mense. Julle het nodig om wakker te word. Ons is aan die einde van die pad, die oordeele is hier. Amen. O, ek wens dat ek, broer Duffield, jy is een van die gaafste manne wat ek nog ooit ontmoet het, broer Du Plessis. Ek wens daar was 'n manier wat ek die mense kon laat sien waarvan ek praat. Ons moet sommer gou wakker word of julle gaan die wegraping mis, vriende. Dit kan op enige tyd gebeur. Hoeveel wil graag 'n toewyding aan God maak? Steek julle hande op, staan op julle voete. Wy julle opnuut toe aan God. How many feels you need a consecration? Raise up your hands. Hoeveel voel julle het 'n toewyding nodig? Steek julle hande op. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek, vriende? Ek kan dit nie doen nie. Julle sê, broer Branham, sal jy nog 'n paar visioene sien? As jy dit nie wil glo nie, sal jy dit in elk geval nie glo nie. Dis presies reg. Daardie visioene maak my swak en ek probeer genoeg krag opbou om hierdie week te voltooi tot Saterdag en Sondag, die grootste genesingsdienste wat ons ooit gehad het. Dis waarvoor ek my krag terughou vir daardie aand om alles wat ek het reg daarin te sit. Hier's mense wat nou opkom, hulle lewe vir Christus gee. Party van die persoonlike werkers loop saam met hulle. Kom julle, iemand anders wat Christus nodig het, loop hier af na die altaar toe. Ek sê julle vriende, soos ek nou die aand gesê het, julle het soveel geweldige rukbinde gehoor en soveel aardbewings en soveel skuddings, dat julle nie daardie laaste een kan hoor nie. Dit was die laaste, 'n stil klein stemmetjie sien. Daardie iets in jou hart wat sê, o ja, daar is dit, ek sien dit. Hoe as ons kon wakker word daarvoor, dis wat ons nodig het. Wie kan 'n gebed bid wat hierdie mense sal toewys? Ek glo nie daar's 'n preek in die wêreld wat dit kan doen nie. Jy moet dit self doen.
En dis jy wat dit moet doen. Hoeveel sal nou julle hande oor kan op iemand anders lê en vir hulle bid dat hulle toegewys sal word aan God? Moenie vir jouself bid nie, bid vir die volgende keer op persoon wat langs jou staan. Bid vir hulle toewyding. Dis reg, nou, dis die manier. Bid vir iemand anders, doen iets vir iemand anders. Dis die manier om dit te doen, sê Here, wy my broer toe, wy my suster toe, stort u gees op hulle uit. You pray now. That's the way to do it. Dis reg, bid julle nou, dis hoe om dit te doen. Wy jouself toe aan God, en as jy die krag van God in jou lewe voel, steek jou hande op en sê, dankie Here, ek maak nou my belofte aan u. O Lord God, creator of heavens and earth, send thy Holy Spirit upon Here this God, group skepper van and hemel en fill aarde, this stuur die place Heilige Gees op by the hierdie groep en baptism vul of the hierdie Holy plek Ghost. met die doop van die Heilige Gees. Grant it, Lord. Skenk dit, Here, Pour out stort your u Spirit. Gees uit. Condemn the people of unbelief. And Veroordeel send die down mense faith, van ongeloof en stuur geloof, krag, vreugde, vrede, terugvredenheid af. May they come to El Shaddai. Take Ag, over hulle his na breast El Shaddai and kom, draw sy the borste strength and beet power kry en die of God sterkte to en prayer krag back van into God their indring deur souls gebed terug in hulle siele and in their en bodies. in hulle liggame in. Grant it, Lord. Skenk dat Here hoor die gebed van u diensknegt. Granted, it was the praying and believing and acting and believing this is the seed of Skenk dit soos Abraham. ons bid en glo en doen en glo hierdie is die saad van Abraham in die wete dat die Heilige Gees teenwoordig is. I will praise him. Ek sal hom prys. Oh, wonderful. O, wonderlik. It doesn't take too much prayer. It Dit just kos takes nie some te veel believing. gebed nie, dit kos You net pray the party whole wat lot. glo. Start believing. Julle het baie gebid, begin Lay glo, aside lê every weight and elke sin and las unbelief. af. En die That is sonde en die easy ongeloof upset you. wat julle so maklik ontstel. How many born Hoeveel again Christians wedergebore here? Christene is hier? Steek julle hande op. Just look. Kyk net. O, dis wonderlik. Oh, Kom ons sing nou, sluit julle oë, steek julle hande op. Hoeveel voel beter net nou? Voel asof julle 'n bietjie geloof onderin julle het. Voel asof jy die deksel kan afblaas en aangaan. Voel dat julle Abraham se saad is. Die orgeliste gee ons die wyse, ek sal hom prys. Laat ons dit hoog oplig en ons hande opsteek na God en sing. Ek sal hom prys, ek sal hom prys. Die lam geslag vir sondaars prys. Gee hom eer al julle mense, want sy bloed het elke vlek weggewas. Almal saam, julle Methodiste, julle Baptiste, Pinksters, almal saam nou, kom aan. Goed. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. Now, Nou terwyl ons dit weer sing, wil ek hê julle moet omdraai en handskud met iemand voor julle, agter julle, langs julle en sê, prys God Christen, prys God Christen. Sê ek voel beter, ek voel nou om aan te gaan. Sê dit terwyl ons sing. Nou kom aan. Well, up in the balcony now. Come on. Start your way now. I will praise him. Praise the Lamb for sinner slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away. Nou terwyl ek hard gepreek in die woord daar moes uitdruk net so hard as wat ek geweet het hoe om dit te doen. Julle dink nie ek was kwaad vir julle nie of hoe? Julle weet dit het net julle geloof probeer opbou, is dit reg? Steek julle hand op as julle dit glo. God seën julle. Ek sal dit nou saam met julle sing met ons hande op. I will praise him. Hallelujah. I will praise him. Praise the Lamb for
sinner slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away. All that believe every word of God, Almal wat elke woord van God glo, almal wat voel dat jy op die boesem van El Shaddai kan lê en enige belofte uit God drink wat jy nodig het, sê Amen. Say it real loud. Amen. Sê dit baie hard. Amen. Dis reg. Amen beteken laat dit so wees. Ons kan dit doen. God seën julle koninklike harte. Goed, laat ons nou ons hoofde buig vir gebed. All right, Brother Duffield. Goed, broer Duffield.